Maar my toespraak het ek geskryf in Engels. En ek wil vir julle graag almal sê baie welkom. En dit is vir my 'n groot eer om hier so te wees vandag. Baie van julle nie. Ek is die huidige speaker van George, maar ek is ook iemand wat al voorheen haweloos was. So jy kan nie vir my sê ek weet nie waar deur julle gaan nie, want ek was daar. Ek was nou nie in die stad gewees nie, maar ek was in die bos gewees. En kom ek sê vir julle dit, ek het nie een dag van my lewe iemand gevra vir hulp nie. Want, kom ek sê vir jou so, my ervaring deur die lewe, nee, was nie maklik nie. Almal dink, omdat ek die speaker is, nee, het ek alles op 'n silwer lepel gekry. Dit is nie waar nie. Die lewe skuld my niks. Niemand skuld my enigiets nie. Maar dit is hoe ons self sien. Hoe ons gaan deur dit ding kom. Ek gaan hierdie papiere wegsit, en kom ek sê nou vir jy, ek gaan vandag met jou praat hierso uit die hart uit. Ek gaan nie om verskoning vra nie. Ek gaan dit sê soos dit is. Mense verwyd julle, nee, omdat hulle eerstens julle nie verstaan nie, maar daar's lede van julle wat hulle lewens versier. Hulle lewens moeilik maak. En daardeur word almal van julle dieselfde kam geskeer. Want julle word gesien as mense wat almal dwelms gebruik. Almal kyk om in te breek. Dis nie die waarheid nie, maar weet jy wat? Dis omdat ons nie almal kan beheer nie. Toe ek in die bos gebly het, ek het daar in KwaZulu-Natal gebly. Ek het nie 'n stad gehad nie. Ek kon nie nader aan ietsie trek om 'n gemaklike lewe te hê nie. Maar die feit bly staan is, nee, elke een van julle wat hierso vandag sit, of julle dit wil glo of nie, het 'n talent. Julle het. Sit al julle hande op. Almal van julle, dat ek sien. Nie een van julle het een hand nie. Met daai twee hande van julle kan julle enigiets doen wat julle wil. Julle is almal het 'n goeie verstand. Maar dan kan ek jou vra met trane in hierdie blou oë vir my, nee. Hoekom gebruik julle nie julle talente nie? Ek sien as van julle wat glad nie belangstel om hier so te wees nie. Ek weet nie. Wil julle graag hier so wees of nie? Want weet jy wat, nee, kom ek sê nou vir jou, die munisipaliteit se verantwoordelikheid is nie om mense op te pas nie, is om julle te help met 'n geleentheid om vorentoe te gaan. Maar elke dag kom maar meer en meer mense by, en ongelukkig, nee, kom ek sê nou vir jou, hoe klim jy 'n leer? Met jou hande so, nee, nie so nie. Jy kan nie bak staan en dink jy gaan iewers heen kom nie. Want jy gaan nie 'n leer klim met jou hande wat so staan nie. Lieg ek of praat ek die waarheid? Maar dan hoekom? Vra ek jou, nee. As ek in die stad loop en ek word benader deur iemand en hy sê vir my, geef my R5 vir 'n brood, en ek sê vir hom, nee, ek gaan werk vir ietsie, doen ietsie daarvoor, dan word ek gevloek. Dan word my ma se onderklere en alles uitgehaal. Hoekom? Dink jy ek gaan volgende keer vir iemand anders te help? Ek was nou die dag, en dis die waarheid, 'n 11-jarige laaitie kom na my toe, gee my R5. Ek sê vir my, skus, vir wat? Wat het jy gedoen daarvoor? Toe vloek hy my vrou. Maar nou kan ek niks doen nie. Want die wet sê ek mag nie. Kom ek sê vir die dae toe ek groot geword het, nee, het my pa my gebliksem as ek met hom so gepraat het. Maar vandag is daar nie gevolge nie. En kom ek sê nou vir jou, die mense haat nie vir jou persoonlik nie. Niemand haat jou nie, want hulle ken jou nie. Maar die feit bly staan is, nee, julle word almal deur dieselfde kam geskeer, deur 'n paar van julle. Die paar van julle wat sakke krap en dit net so los. Wat by bure of mense se huise gaan klop en demand, julle soek ietsie. Mense, kom ek sê nou vir jou, toe ek in die bos gebly het, nee, het ek 'n plan gemaak. Weet jy wat ek gedoen? Elke dag ietsie nuuts geleer. Ek het nie speaker geword deur iemand wat my gesê het, ek hou van jou gesig, nie?
En om alles moeiliker te maak, nee, ek het 18 jaar terug, het ek my arm verloor. Ek het alles gehad. Huis, kar, die hele toetie. Net so te verander het. 300ste van 'n sekonde, toe ek in ongeluk, toe verloor ek my arm. 30 dae in 'n koma gewees. Die nagmerries wil ek nie eens aan jou toewens nie. Ek wens dit nie as my ergste vyand nie. Maar weet jy wat? Ek het nie besluit om te gaan lê nie. Hierdie mense wat hier so staan, elke dag om julle te help, nee, hulle is bereid om jou hand op te gee. Hulle kan jou nie maak verander nie. Glad nie. Hulle kan jou nie maak enigiets doen nie. As jy nie self wil nie. Jy moet besluit. Ek het vir 42 jaar gerook. Dokters het my gesê ek moet ophou. Ag, vlieg in jou dinge in, man. Tot eendag het hulle vir my sê, gaan 'n operasie op my enigste goeie arm het. As daar infeksie in daai arm kom, het ek glad nie arms nie. Weet jy hoe vinnig het ek opgehou rook? Ek is in vir die operasie, ek het nooit weer 'n sigaret gerook nie. Hoekom? Want ek het hierso besluit. Ek het besluit om te verander. En die boodskap wat ek vandag vir julle gee, nee, julle kan hierso sit vandag, julle kan hierso sit vir môre. Julle kan volgende jaar nog hierso sit. Maar dis julle keuse. Almal van julle, jy kan nie vir my sê julle het nie familie nie. En ja, ek weet dit is moeilik, maar weet jy wat? My seun bly in George. Ek het hom 5 jaar laas gesien. Ons praat nie met mekaar nie. Omdat hy besluit het om my te verwyd. Ek is nog steeds baie lief vir hom, maar ek gaan nie toegee. My deur is oop, my huis is oop, maar ek gaan nie vir hom smeek om terug te kom nie, want weet jy wat? As ek hom forceer om terug te kom na my toe, nee, dan is ek 'n slaaf van hom. As julle families het, as julle mense het wat werklik by die huis sit, nee, gaan ek julle vandag vra, maak julle die eerste beweging. Want hulle gaan nie vir jou kom soek nie. Hulle sal nie vir jou kom soek nie. Tot die dag wat hulle oproep kan en sê, luister, ons het jou hierso by die begrafplaas, of ons het jou hierso by die krematorium, of wat ook al. Dan gaan nie jou kom soek. Maar jy kan nie teruggaan en dieselfde mens wees nie. Jy kan nie teruggaan en hoop hulle gaan jou met oop arms vat, nee, en jou vertrou vandag een af nie. Want respek word verdien. Ek wil graag sien, wie van julle vandag hierso kan werklik vir my sê, jy het nie een familielid wat nog lewe nie? Askees? Jy het familie. Ek sê mos, wie van julle kan vir my sê, julle het nie familie nie? Het jy glad nie familie nie? Dis een uit hoeveel mense hierso. Okay. Maar kom ek sê daar vir jou, nee, daar is mense wat jou kan help. Hierdie mense hierso sê op die regte pad sit. Maar dan moet jy ook op die regte pad wees. Ek veg op hierdie stadium van die wedstryd, nee, om die huis vir die vrouens, battered and abused women, weer oop te kry. Want ek dink dit is nodig. Want ons vroumense word nog steeds daagliks getuister en geboelie en geslaan. Maar kom ek sê nou vir jou, daar's organisasies in George, wat enige vrou, wat graag wil ietsie doen, sal help. Jy hoef net vir hulle te vra. Waar is hulle? Janine? Vra net vir hulle sê jy in die regte pad sit. Maar hulle gaan nie vir jou vra nie. Want weet jy wat? Dit is te veel gebeur. Dan reik ons uit, trek jou nader, en wat gebeur? Gebruik hulle, dan sê weer terug in die bos. Ja. Hoekom? Dis nie my keuse nie, dis jou keuse. Soos ek sê, ek gaan nie om verskoning vra nie. Ek het vir 2,5 jaar in die bos gebly. Onthou net, ek praat van huis, kar, alles saam. Net so weg. Ja. Nie 1 keer nie, 3 keer. 2 keer met 'n huweliks met egskeiding. 2de keer te verloor ek my seun. Hospitaalrekening het my totaal en al plat gehad. Ek het my seun verloor toe hy 7 jaar oud is. Het ek gaan lê? Nee. Hoekom? Want dit is nie in my nie. Ja. En ek sê dit vandag vir jou, nee. Ek is nie spesiaal nie.
Ek is vandag die speaker, ek is die wijkraadslid vir wijk 28 en ja, ek gaan dit onverskoning in my wijk gaan ek dit skoon hou. Of julle help my daarmee of julle gaan uitgesit word. So maklik is dit. Want kom ek sê nou vir jou. Die lewe sê almal het regte. Né? Wie is enigiemand om my regte te ontneem? Van 'n skoon, veilige, gesonde dorp. Niemand. So as julle nie saam met ons speel nie, dan is julle basies soos hulle in Engels sê, if you're not with us, you're against us. So kom aan boord. Word gehelp. Die hand word vandag weer uitgesit. Julle gesondheid, julle welsyn, alles is belangrik. Maar ons gaan nie aanhoudend vra nie. Want weet hulle sê mos, the first time you ask, the second time you ask, and the third time doesn't never arrive. Dan kom ons nie weer terug nie. Want kom ek sê nou vir jou, as jy nie wil gehelp word nie, gaan jy weer volgende jaar hierso weer sit. Gaan jy gratis dingetjie kry, gaan jy weer straat toe, môre is jy weer honger. Ek weet hoe is dit om honger te wees. Glo my. Ek het meubels verkoop, ek het flippin koeldranke verkoop. Om net aan die lewe te bly. So julle kan my niks vertel nie. Ek was daar. En, boonop alles, ek het dit gedoen met een arm. Julle twee. Maak ietsie van julle lewens. Julle is nog allemaal jong. Behalwe jy. Maak 'n grap. Kom ek sê nou vir julle, hoe oud dink julle is ek? 61. 61 jaar oud. Op die ouderdom van 44 toe tel ek myself laaste keer op. Laas jaar, die 16de Desember, het ek 158 kilogram geweeg. Toe besluit ek om te hardloop. Ek doen nou, daar is my assistent. Elke dag leer ek ietsie nuuts op my ouderdom. Elke dag. Want sonder kennis, sonder ervaring kan jy niks doen nie. En weet jy wat is die ergste van alles is, Ons kinders is besig om hulle self in armoede in te leer, want hulle wil nie by die skool wees nie. Jy hoef nie skool toe te gaan nie. Jy is 'n bietjie oud vir skool. Maar kom ek sê nou vir jou, leer elke dag ietsie nuuts. Gebruik julle hande. Toets dit. Probeer ietsie. Want jy gaan nie weet of jy ietsie kan doen, tensy jy dit probeer het nie. Met my een arm het ek al ligte gemaak. Ek DJ nog en sulke goed is. Want ek het gesê, die dag as ek klaar is met politiek, gaan ek nie op my gat gaan sit nie. Want aftree is vir mense wat wil doodgaan. Dis die waarheid. As jy aftree, gaan jy binnekort dood. So ek gaan werk tot ek 100 is. Take it or leave it. Want ek gaan elke dag ietsie leer. Vra vir AI, dis mos die nuutste ding. Ek is 61 jaar oud, ek speel elke dag met dit. Ek het myself geleer om te teken op 'n komputer. Ja, julle het nie computers nie. Maar ek kan jy amper waarborg, Baie van julle het selfone. Ja? Gebruik jou data in plek van nonsens te praat op Facebook, Leer ietsie op jou foon. Gebruik die data om ietsie te leer. 10 minute 'n dag. Google ietsie of soek vir ietsie wat jou ietsie leer. Al is dit om koekies te bak of toebroodjies te maak of ietsie van daai aard. Sluit aan by 'n program en word deel van die oplossing, nie die probleem nie. Baie dankie julle almal.